Wat ons hier gedoen het is ons het voordat ons die lande begin werk het ons al ons fosfaat en kalium regstellings gedoen. So daar waar daar volgens ons grondontledingstekorte was, het ons dit reggestel, ook met 'n natuurlike fosfaat en met KCl. Uit en uit maak dit finansiëel maak dit sin. Jy kan nie na kaliumsulfate en daai tipe goeders gaan net vir 'n grondregstelling nie, want dit is net in elk geval te duur vir 'n boer om daai goed te gebruik. Wat ek hier gedoen het is nadat ons die grondregstellings gedoen het, het ons hierso redelik gebuitelploeg. Ons buitelploeg so 250 diep. Ek rip nie voor 'n soja nie, net om die koste so 'n bietjie af te hou. En dit maak dit die lande ook nou net 'n bietjie gladder en vir my makliker om te plant. So wat ons gedoen het is ons het geen kunsmis hierso gebruik nie, behalwe ons het 150 kg nanofos gebruik. Nou ek het my kunsmis augers uit my planter uitgehaal en ek het spirals ingesit omdat die nanofos fyn is dat hy nou nie caviteit in die planter nie. So en ons het hom gestel op 150 kg per hektaar en ons het 150 kg per hektaar mee geplant. Losmaat nanofos poeier. So ons het wat ons wel duidelik sien is as ons na die foto's kyk van die meetstok, dis presies dieselfde land, dis dieselfde grondtipe, dieselfde grondstatus. Al wat hierso gebeur is nou die 150 kg nanofos wat ons ekstra gegooi het. Ons sit omtrent met 'n 200 mm hoër plant wat ons hierso sit as waar ons nie die nanofos gebruik het nie. En ek sal dit doelsverskeidelik toeskryf. Okay, definitief van die fosfaat. Maar as jy hierdie plant se wortels gaan grou, sal jy sien hy het baie meer fyn haarworteltjies. So fyn haarwortels hou op groei as hulle uitvry kalsium in die grond in hardloop. En dit is jou voedingswortels. Nou jou haarwortels is jou voedingswortels. So hierdie plant het letterlik ek het gegrou, ek het gewas, alles. Ek sit omtrent met tussen 20 en 30% meer haarwortels. Hierso waar ons die nanofos neergesit het as waar ons dit nie neergesit het nie. So dis verseker dink ek dit is die effek. My plant is hoër, my blompakkies is beter. Dit sien ek baie duidelik. Ek het baie meer eenvormige peeltjies. Beteken die plant het lekker gegroei, goed gegroei. En ek is redelik gelukkig daarmee. Wel as jy die koste van nanofos vat en jy vat wat ons hierso kry, dink ek gaan ons verseker ons koste terugkry. En op die einde van die dag 'n verbetering in ons gronde. Nanofos het 'n klomp kalsiums in. So ek bevoordeel heeltemal my wortelontwikkeling. Hy het die fosfaat in. Hy het 'n redelike komponent van mikroelemente ook in hom wat natuurlik is. En dis 'n sedimentêre fosfaat. So dis werklik goeie bruikbare fosfaat. So ek hou daarvan. Inteendeel, as my grondregstellings gedoen is, plant ek glad nie met kunsmis my sojas nie. Sojas is 'n goedkoop gewas, dis 'n gevoelige gewas. Ek moet my koste so laag hou en met die huidige pryse waar ons staan in die landbou met mielies en sojas en goeders, sal ek regtig so ver as moontlik probeer kostebesparend wees. En nanofos gee vir my daai opsie waar van die ander produkte dit glad nie doen.